Nou ja, julle het julle vingers nou daar by Handelinge 1 oop. Eintlik, ek gaan vir julle net so 'n stukkie voor dit lees, julle hoef nou nie so toe te blaai nie, maar eintlik moet ons die vermoë kon gehad het, ek gaan nou verder daaroor gesels, om die hele Johannes Evangelie uit die Bybel uit te haal. En Lukas en Handelinge aan mekaar te sit en dan Johannes hier langs hulle in te sit. Luister sommer net in die laaste stukkie hier in Lukas 24 vers 36, daar staan, terwyl hulle nog op hierdie dinge gefokus het en hieroor praat, staan Jesus met eens tussen hulle. Dis nou nadat hy uit die dood uit opgestaan het, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig groot geskrik, soos ek en jy ook sou doen. Hulle het bang geword en hulle het gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande, kyk na my voete, dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy toe vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee toe van 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik, dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe. Die Christus moet ly, op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word. Van Jerusalem af, verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in hierdie stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. En dan gaan hy op hemel toe. Dan vind die hemelvaart plaas. En dan in jou Bybel blaai jy dan na Johannes toe. Die mens, die seun het mens geword, en so lees ons dan van daar verder. Handelinge 1 vers 1. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen het en geleer het. Van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. 1 Korintiërs 15 vers 6 sê op een slag 500 mense gelyk het hy aan verskyn. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. As jy terug is in Lukas nou, tel ons daai twee goed by mekaar op, hoor julle daar, wat het hy daar in Lukas vir hulle gesê, bly hierso, moenie weggaan nie, ek gaan weg, bly julle hierso. 5. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binnekort, binne 'n paar dae, met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u koninkryk vir Israel gaan laat opstaan? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie meer langer kon sien. Terwyl hy so weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af hemel toe opgeneem is, hy sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel te sien opgaan het. Ons gaan by hierdie 11 verse vandag stil staan. Ek wil net so 'n bietjie terugvat na laasweek toe. Ons het laasweek vir mekaar gesê, ons jaartema is wat? Ons jaartema sê, geesvervuld saam
in pas, is ons in 2026 op pad. En daai geesvervuld saam in pas is 3 belangrike pilare waarby ons gaan stilstaan in 2026. Ons het vir mekaar gesê, ons is bemagtig, ons word gedra en ons word gelei. Ons gaan nie hierdie jaar op ons eie in nie. Die Here gaan saam met ons in hierdie jaar die pad saamloop. Deuteronomium 31 vers 8 het ons laas keer vir mekaar gesê, die Here self gaan voor ons uit in hierdie nuwe jaar. Dankie. Deuteronomium 31 vers 8. So dis onbekend, julle my skoene onthou, as julle nie die laas weekie was nie, val my op asseblief op YouTube. 'n Nuwe jaar is vars, nuwe skoene, dis vreemd, dit druk, dit maak vir 'n mens baie keer benoud, maar skoene is gemaak om te loop in, nie om na te kyk nie. En ons is op pad in 2026 met die Here self voor ons uit. Vanmôre begin ons met 'n hele nuwe reeks. En 2026 DV gaan ons onsself besig hou met So dit gaan ons jaarthema wees, ons gaan hierdie hele jaar besig wees met Handelinge, en Handelinge 1 vers 1 tot 11 is vanoggend ons afskop. Die beloofde krag. Handelinge vertel nie net vir ons 'n stuk geskiedenis nie, Handelinge vertel vir ons van 'n beweging. En in 2026 gaan ek en jy, Basileia familie, geesvervuld saam in pas met hierdie beweging van die Here beweeg en loop. Nou as ons 'n bietjie oor Handelinge dink, dan is die tema wat ek vanmôre op die tafel wil sit 'n eenvoudige tema wat sê Jesus se notiele is die Heilige Gees se agenda. As julle Handelinge mooi nou bestudeer soos wat ek vanmôre met julle dit begin het, dan is Handelinge eintlik een van 2 dele van 1 boek. Hulle het in die ou tyd het hulle op papier op rolle geskrywe en hulle het 'n beperkte inhoud gehad. So 'n papierrol kon net 35 voet lank wees. 10.6 meter. As dit langer as dit was en hulle het hierdie rol opgerol, dan het hy te swaar geraak en te groot geraak om dit te kan hanteer en te kan versprei. Wat hier gebeur het, as ons Handelinge lees, dan moet ons eintlik 2 boeke aan mekaar vasbind. Ons moet Johannes uit die Bybel uithaal en ons moet die Lukas evangelie vat en ons moet die Handelinge briefboek vat en by mekaar sit. Want baie keer lees jy mos nou iewers in Romeine of jy lees in Galasiërs en jy het nie 'n idee maar waar kom hierdie kerk vandaan? Waar is hierdie mense? Hoe het hulle hier uitgekom nie? En dis eintlik die doel van Handelinge. So die eerste gedeelte in Handelinge gaan oor wat Jesus gedoen het. Lukas gaan oor wat het Jesus gedoen en Handelinge kom vertel vir ons hoe gaan dit verder. So as julle nou mooi die notiele agenda beeld vat, 'n notiele is gewoonlik iets wat neergeskryf word by 'n vergadering of 'n samekoms van wat gedoen is en wat besluit is. En dis wat eintlik in Lukas evangelie vir ons gegee word. So die skrywer van Lukas is dieselfde skrywer as die een van Handelinge. So wanneer hy Lukas skryf, dan kom sê hy eintlik vir ons 'n klomp goed van Jesus. En hy vertel vir ons waar dit begin en dit is soos 'n notiele en is neergeskryf. En dan is daar ook 'n paar besluite en 'n paar beloftes in hierdie notiele geskryf. En dan wanneer ons Handelinge, die tweede boek van Lukas, eintlik oopmaak, dan sien ons die agenda. Dan sien ons, wat is 'n agenda? Wat gaan nou gebeur? Wat moet gebeur? Wat is op die agenda? Wat moet eersdaags plaasvind? So Handelinge kom vertel eintlik vir ons van hoe dit wat Jesus begin het, verder gevat is.
Wie skryf Handelinge? Net so 'n bietjie inligting. Lukas skryf Handelinge. Lukas is die geneesheer, dokter. Hy's 'n nie-Joodse skrywer. En die doel, waarom skryf hy? Is baie interessant. Daar's verskillende doele. En een van die doele waarom hy Handelinge geskryf het, is om hierdie brug tussen die evangelie van wat Jesus gedoen het, van na sy hemelvaart, tot wat met die kerk gebeur het, en hoe die kerk oor die hele wêreld versprei het, om dit te oorbrug, om lesers te help om te verstaan, maar hoe het die kerk gegroei, en wat het gebeur, vandat Jesus hemel toe is. 'n Ander moontlikheid is ook dat die skrywer, Lukas, geskryf het amper as 'n verdedigingsbrief, 'n tipe regsdokument. Want as jy die einde van Handelinge lees, in Handelinge 28, bevind Paulus hom in huisarrest in Rome, voor die keiser. En waarskynlik sê die ouens, het Lukas dalk dit so geskryf, om te verduidelik, wie is hierdie Paulus, en waarmee is hy besig, en dat hy nie 'n rebel is, wat teen die keiser opstaan nie, maar kom vertel hoe die evangelie versprei het, en hoe dit gekom het, dat Paulus hier is, en wie hy is. Aan wie skryf Lukas hierdie brief? As julle daar in die begin van die hoofstuk lees, dan sien julle, hy skryf aan Theophilus. Hy sê, ek het Lukas die evangelie aan jou geskryf, en nou in my tweede brief sê hy, my tweede boek Theophilus, skryf ek nou om vir jou op hierdie pad verder te vat. Theophilus, baie interessant, die woord Theophilus, sy naam beteken 'n vriend van God. Hy is 'n vriend van God. So, simbolies kan 'n mens dan dink, Lukas skryf aan hierdie simboliese mens, vriend van God, en so eintlik aan al die vriende van God. Almal wat positief teenoor God is, wat God volg, wat in Jesus se voetspore loop. So hierdie brief is eintlik gerig aan Christene, aan elke persoon wat 'n vriend van God is, ek en jy. Maar meer waarskynlik lyk dit tog of Theophilus 'n bestaande persoon was, 'n historiese persoon. Hy sou waarskynlik 'n Romeinse amptenaar gewees het, en in daardie tyd het hulle, wat amptenare was, Romeinse amptenare, hulle het hulle eie slawe gehad. En partykeer kon jy so gesien wees, dat jy 'n dokter gehad het, as jou persoonlike slaaf. So jy het 'n huisdokter gehad, wat in jou diens was. En waarskynlik klink dit, of dit dalk so kan wees, dat Lukas dan hierdie slaaf was, van Theophilus, vir wie hy dan hierdie hele geskiedenis en die groei van die kerk eintlik dan verduidelik. Of 'n regsbrief om Paulus se saak voor die keiser dalk te verdedig. Maak nie saak nie, op die einde van die dag het dit 'n baie belangrike plek in die Bybel, en dit verduidelik vir my en vir jou hoe die kerk verloop het. Nou as ons hierdie teksgedeelte vanmôre lees, dis nou net so 'n bietjie agtergrond. As ons hierdie teksgedeelte vanmôre lees, dan is Jesus hier besig, na sy dood, maak hy duidelik seker, dat mense weet, dat hy fisies opgestaan het in die dood. In die verloop van 40 dae, praat hy met mense, hy verskyn aan mense, hier in hierdie teenwoordigheid van hierdie disippels, maak hy, wat hy met my en jou ook sal gemaak het. Verbeel jou, Jesus verskyn nou ewe skielik hier in ons midde vanmôre. Dieselfde emosies, dink ek, sal in my en jou lewe waar wees as in hulle lewe. Ons sal bang wees, ons sal getwyfel het, en ek dink ons sal gesê, nee, wie is jy? Is jy 'n gees of wat? En dan sal hy waarskynlik dieselfde goeders hier met ons gedoen het. En dan gaan hy so 'n bietjie verder, as 'n mens na hierdie eerste paar verse lees, dan kom hy by hulle, en dan sê hy vir hulle, julle moet wag. Julle moet wag. Hy het nou aan hulle bewys, dat hy die opgestaande Jesus is, dat hy fisies uit die dood uit opgestaan het, dat hy lewe, en dan in plaas van om vir hulle 'n klomp opdragte te gee, en hulle aan die werk te sit, gee hy vir hulle hierdie woord, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. 'n belangrike
begin hierdie volume 1, die evangelie van Jesus, Handelinge, wat Jesus gedoen het, en hier in die begin kom sê hy nou, wag, moenie uit Jerusalem uitgaan. Jesus se laaste opdrag was nie, gaan nie. Sy laaste opdrag was, wag. Wag op wat? Wag op die belofte van die Vader. En hierdie woordjie wag is iets waarvan ek en jy nie hou nie. Dis iets wat die gewone mense, moderne mense nie van hou nie. En waarskynlik hierdie apostels, disippels van Jesus ook nie. Want wanneer ons wag, dan voel dit baie keer of ons tyd gemors word. Maar ek het sommer 'n bietjie gedink oor wag. Wanneer ek en jy wag, dan beteken dit waarvoor ons wag, het waarskynlik waarde. Ek het nou die dag weer gewag in die ry by die lisensiekantoor. Ok, so waarom wag ons? Waarom loop jy nie net? Want ek wag vir my lisensieskyf. En daai lisensieskyf het waarde. Ek het dit nodig. Ek het dit nodig vir my kar, om wettig op die pad te kan wees. En dis so belangrik, as die Here hier, Jesus vir sy disippels sê, net voordat hy hemel toe gaan, net voordat hy weggaan, gee hy vir hulle hierdie spesifieke woord, wag, dan is hierdie wag eintlik iets wat vir hulle kom sê, dat dit wat julle voor wag, kan julle self nie vervaardig nie. Julle het dit self nie. Daai lisensie skyfie waarvoor ek wag, moet ek voorwag, want iemand maak dit vir my en gee dit vir my. Wag, want daar's iets wat julle moet ontvang. Die belofte wat my Vader vir julle gee. En dis hoe hy begin in Handelinge. En die les wat ek en jy uit kan leer, is dat die Christelike lewe is doelbewus so ontwerp, dat ons nie op ons eie kan leef nie. Dis altyd groter as wat ek en jy met ons eie vermoëns kan vermag. En ons gaan nou hoor wat die opdrag is wat hy vir hulle gee. Maar voordat hulle die opdrag kry, kom sê hy, julle het bonatuurlike hulp nodig. Julle het bonatuurlike hulp nodig. En daarom is dit die moeite werd om te wag. Die belofte kom. Die belofte kom. Moenie bekommerd wees nie. En wat is hierdie belofte? Wat is hierdie belofte? Die gawe wat my Vader julle beloof het. Die Vader se belofte. Ek gaan julle met die Heilige Gees doop. Wag hiervoor. Wag hiervoor. Moenie ewe skielik op hol raak en hardloop en iets uit julle eie uit probeer doen nie. Dit wat ek nou vir julle gaan sê, is te groot vir jouself. Julle het bonatuurlike krag nodig. Wag, want is die moeite werd. Aan die begin van 2026 kom sê die Here vir ons, wag vir iets wat die moeite werd is. Om geesvervuld, saam in pas in 2026 te beweeg, het ek en jy iets bonatuurliks nodig. Geesvervuld, saam in pas, in hierdie wêreld in, is te groot vir my en vir jou. Waarvoor moet ons wag? Om gedoop te word deur die Heilige Gees. As ons hierdie gedeelte vanmôre met mekaar deel, dan sien 'n mens dat hierdie ouens, hulle was al klaar op pad met iets anders. In hulle gedagte wou hulle hoor, wanneer gaan hierdie koninkryk opgehef word? En wanneer gaan die Jode nou weer die beheer oorneem? Maar Jesus sê vir hulle, wag. Voordat julle met die jaar begin, voordat julle met hierdie opdrag begin, wag vir die Heilige Gees. Hy sê, Johannes het julle met water gedoop, en die woordjie wat hier gebruik word, baptiso, beteken onderdompel. Onderdompel. Dit is soos klere wat jy vat, en jy druk dit in kleurstof in. Jy gooi nie 'n druppeltjie kleurstof op 'n wit lap nie. Jy vat daai lap en jy sit hom in die water in die kleurstof in, en hierdie water, hierdie kleurstof,
omvou hierdie stuk linne van alle kante af. Wag hiervoor. Wag hiervoor. Wag vir wat? Wag vir hierdie doping met die Heilige Gees. Dis baie belangrik. En dan kom hierdie ouens en dan vra hulle hierdie verkeerde vraag. Dan vra hulle, is dit nou die tyd wanneer u hierdie koninkryk gaan herstel? Dan sê Jesus, nee, wag. Wag eers. Wag vir krag. Wag vir krag. Die disippels se verwagting was 'n koninkryk, 'n nuwe ryk. Hulle fokus op tydlyne. Hulle wil hier en nou weet. Wanneer gaan dit gebeur? Is dit nie soos ek en jy ook maar in ons lewens is nie? Wanneer die Here met ons besig is en hierdie waggeleenthede in ons lewens kom, dan raak ons so op ons senuwees. Ons raak so ongemaklik want ons wil inspring en ons wil net 'n ding doen. Ons wil die tydlyn hê. Ons wil weet presies wanneer gaan wat gebeur. Jesus se realiteit sê, nee, wag. Hy's nie kwaad vir hierdie disippels nie. Hy's nie besig om hulle te raps en hulle 'n pak slaag te gee nie. Dis 'n menslike ding wat hulle vra. Want hulle het die Ou Testament geken, hulle het die geskrifte geken. En hulle het geweet daar gaan iewester 'n Messias kom. En wanneer daai Messias kom, gaan hy sy koninkryk bekend maak. Hulle het net verkeerd verstaan. En nou help hy hulle mooi reg en hy sê, nee, waaroor dit by my gaan oor 'n geestelike dimensie. Dit gaan oor die koninkryk van God. En in plaas van om te fokus op tyd en wanneer gaan presies wat gebeur, kom sê Jesus, fokus ek op krag. God weerhou dikwels inligting, tyd en datums van ons. Hoekom? Sodat ons hom moet vertrou vir sy krag. Dis erg frustrerend. Ons soek antwoorde op die toekoms, ons wil weet hoekom en waarom. God antwoord dit nie noodwendig nie. Baie keer moet ek en jy wag, sodat ons op God kan vertrou vir krag. God gee ons krag vir die hede, nie antwoorde op die toekoms. En dis baie belangrik, as hierdie ouens hierdie vraag vra, dan is hulle gefokus op datums en tye en informasie. Jesus sê transformasie. 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 Wanneer hierdie Heilige Gees oor julle kom, sê hy in Handelinge 1 vers 8, gaan daar dinge gebeur. Wag vir hierdie Heilige Gees wat jou gaan onderdompel, wat jou totaal gaan ontsluit met krag. Vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Maar Jesus skuif hulle denke 'n bietjie in 'n ander rigting. Wanneer ons in die begin van 'n jaar staan, wanneer ons pas 'n leia gemeente 'n verskil wil gemaak in ons gemeenskap, in ons sirkels van invloed, dan is ons ook baie keer geneig om tydslyne en plan van aksies uit te dink en 'n klomp goeders in plek te wil hê. En dan kom sê Jesus, kom sê die woord van die Here, wag, julle sal krag ontvang, maar julle sal krag ontvang. Hierdie krag, eintlik interessant, die Griekse woordjie vir krag is dynamis. En as julle mooi die woord volg, dan hoor julle, dis eintlik die wortelwoord vir dinamiet. En ek weet nie of julle Alfred Nobel se storie ken. Hy het 'n boetie gehad, hulle was 2 broers gewees, en Alfred Nobel het dinamiet ontwikkel. Hy het plofstof ontwikkel deur die jare terug, né? En dit het 'n groot opslag gemaak, en mense het daai plofstof begin gebruik, en dit baie negatief aangewend, en dit het baie skade in werk en omgewings veroorsaak. Hulle het dit begin gebruik vir oorlog, en mense het seer gekry. En toe op 'n dag, toe gaan Alfred Nobel se broer dood. En die pers verwar die twee met mekaar, en hulle dink dit is Alfred Nobel wat die dinamiet ontwerp het, wat dood is. En toe skryf hulle in elke koerant, Alfred Nobel, die handelaar van die dood, is dood. En toe hy iewester hierdie koerantberig lees, en hy kom agter wat hulle van hom skryf, dat hy die handelaar van die dood is,
toe besluit hy, maar hy kan nie sy lewe so eindig nie. Hy wil nie so onthou word nie. Hy wil nie onthou word as die handelaar van die dood nie. Dinamiet, die krag, was iets heeltemal anderster wat hy in gedagte gehad het. Toe gaan hy gebruik al sy geld en al sy invloed, en hy skep toe die Nobelprys van vrede, om daardeur onthou te word. En as jy vandag Alfred Nobel hoor, dan dink die gemiddelde mens nie aan Dinamiet, aan die handelaar van die dood nie, maar aan die Nobel Vredeprys, wat elke jaar in die wêreld uitgegee word. Dinamiet, wat Jesus hiervan praat, is die krag van God, die krag van die Heilige Gees, is 'n ontploffing. En as hierdie ouens so staan en hulle is gereed, en Jesus weet binne die volgende paar oomblikke gaan ek hemel toe gaan ek hemel toe, gee hy vir die woorde, wag vir wat? Wag vir hierdie dinamiet, wag vir hierdie ontploffingskrag wat die kerk nodig het om verder te kan beweeg. En is baie mooi en baie duidelik dat Jesus nie vir hulle sê hoe lank hulle moet wag. Ons weet vandag hoe lank het hulle gewag vir hierdie dinamietkrag om oor hulle te kom? 10 dae. Dis hoe lank hulle daarvoor gewag het. In die boventrek, nadat Jesus hemel toe is, het hulle vir 10 dae in Jerusalem gewag vir hierdie dynamis krag waarmee hulle gedoop sou word. Hulle het nie geweet nie, want as Jesus vir hulle gesê het, dit gaan oor 10 dae gebeur, het hulle waarskynlik 'n paar goed gedoen intussen. En daarom het Jesus ook vir hulle nie 'n spesifieke dag en 'n datum gegee nie, sodat hierdie verwagting vir hierdie krag wat moet kom, dat dit 'n realiteit in hulle elke dag se oomblik sou wees. Dit kon enige oomblik gebeur, ons moet dit net nie mis nie. En daarom sê die Here baie keer in my en jou lewe ook nie vir ons presies wanneer wat gaan gebeur nie. Want as hy vir ons Basileia gemeente gaan sê, daar gaan oor 2 jaar, gaan daar 'n herlewing in hierdie gemeente en in hierdie dorp wees, gaan ek en jy vir 2 jaar rustig agteroor sit en wag en die tyd aftel en die dag voor die tyd hopelik begin. Daarom sê hy, my gees gaan oor julle kom, my krag gaan oor julle kom, julle gaan gedoop word, soos wat 'n mens 'n stuk lap binne in die water indompel, so gaan julle gedoop word met hierdie dinamietkrag van my, maar ek sê nie vir julle wanneer nie, wag daarvoor. Dit gaan gebeur, dis 'n belofte. Hierdie ontploffing gaan eersdaags gebeur. En wanneer ons hierdie krag, hierdie dinamietkrag, die Heilige Gees wat oor julle gaan kom, vanmôre mooi verstaan, dan maak dit vir ons sin. En dan wil Handelinge hier in die begin van hierdie hele geskrif van Lukas vir ons kom sê, ons moet mooi verstaan waaroor gaan dit. Wat was die kernbelangrike noodsaaklikheid vir die kerk om te groei tot waar hy vandag is? Krag. Nie 'n tydlyn nie, krag. En as julle nou die Bybel mooi lees, dan moet ek vir julle vanmôre net vinnig met 'n paar voorsetsels in Grieks, moet ek julle net 'n bietjie bemoei. Want ons verstaan altyd hierdie goeters nie. Hier kom staan die disippels en Jesus sê vir hulle, wag, julle gaan gedoop word met die Heilige Gees. Julle gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees. Dit is nodig om te verstaan hoe werk dit. In die Bybel, in die Nuwe Testament, word daar 3 voorsetsels woorde gebruik in verband met die Heilige Gees. En is nodig dat ek en jy dit moet verstaan om hierdie potensiaal, hierdie dinamietkrag wat in ons is, om dit te kan ontsluit. Die eerste Griekse woord is para. In die Bybel staan daar in Grieks, die Heilige Gees para met julle, by julle wees. En dis 'n baie belangrike ding om te weet. Die Gees oortuig ons van sonde en van redding. Die Gees is in die algemeen op die wêreld en in die wêreld aan die werk. En die Gees is by elke liewe mens van hierdie hoeveel biljoen mense wat op hierdie aarde bly. Die Heilige Gees is by hierdie wêreld en by mense om hulle te trek, want die woord van God sê niemand kan tot wedergeboorte kom as die Vader die Gees jou nie trek. So wat is die eerste funksie van die Heilige Gees? Of jy nou glo in God, of jy 'n kind van God is, of jy wedergebore is of nie, is die Heilige Gees besig en by mense en by jou.
En in daardie by jou is die Heilige Gees besig om nader te trek en te oortuig van 'n verlosser en van 'n sondelas wat aangespreek moet word. En dan die tweede belangrike woord wat ons in die Nuwe Testament lees in verband met die Heilige Gees is die woordjie in Grieks en. Dit is in julle. So die Heilige Gees is by julle, die Heilige Gees is in julle. En hierdie woordjie gaan oor die inwoning van die Heilige Gees in 'n wedergebore kind van God se lewe. So wanneer kry jy die Heilige Gees? Wanneer word die Heilige Gees deel van jou? Die Heilige Gees is in die algemeen aan die werk. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie en jy's nog nie wedergebore nie, is die Heilige Gees by jou en aan die werk met jou in jou lewe. Maar die oomblik as jy jou hart vir die Here Jesus gee en sê, ek bely dat U my verlosser, my saligmaker is. Ek bely dat ek uit my eie uit nie gered kan word nie, dat U my red, dan sê die woord van die Here, dan kom die Gees van God in jou. Gaan lees bietjie Johannes 20, Jesus verskyn in die teenwoordigheid van hierdie disippels. En dan as hy daar oor hulle blaas, dan sê hy, ontvang die Heilige Gees. En dan kom die Heilige Gees eintlik in hulle. En dis eintlik hulle wedergeboorte geleentheid daar, in die teenwoordigheid van God. So as jy vanmôre 'n wedergebore kind van die Here is, jou naam is in die boek van die lewe geskryf, dan is die Heilige Gees in jou. So hierdie disippels staan hierso, hulle is in die teenwoordigheid van Jesus, hulle vra die verkeerde vraag, hulle soek tydlyne en politieke oorheersing, en Jesus praat van krag en mag en transformasie, en dan kom sê hy vir hulle, julle moet wag, vir wat? Julle, disippels, in wie die Gees is, moet wag, dat die Heilige Gees oor julle sal kom. En dis die laaste een, epi, oor julle, op julle. En dit noem ons die doping met die Heilige Gees, dit noem ons die bekragtiging van die Heilige Gees. So luister nou mooi, jy kan die Heilige Gees in jou hê. 100% op pad hemel toe, jy is gered, jou naam is in die boek van die lewe, die Heilige Gees is in jou, want jy het tot wedergeboorte gekom, en op daai oomblik het jy dit ontvang as 'n geskenk. Maar jy kan kragteloos leef. Jy kan kragteloos leef. En nou sê die Here Jesus vir hierdie disippels, my Heilige Gees is in julle. Maar julle het nodig dat my Heilige Gees julle moet oordompel, julle moet onderdompel, totaal en al beheer van jou neem, sodat jy die krag kan kry, die dynamiet kan kry, wat nie in jouself is nie, om die opdrag wat ek nou vir jou gee, te gaan uitvoer. Is julle by my? So vanmôre worstel ons baie keer, ons is Christene, die Heilige Gees is in ons, maar ons is kragteloos. Ons het die skyn van godsdienst, maar die krag van godsdienst ontbreek. En weet julle wat, dis nie omdat jy nie gered is nie, dis nie omdat die Heilige Gees nie in jou is nie, dis omdat hierdie Heilige Gees wat op ons is, nog net nie in ons lewens gebeur het nie, of ek en jy het ongehoorsaam geraak, of ons het afvallig geraak, of ons tyd wat ons saam met God spandeer, is minimaal, dis nie ons prioriteit nie. Om gedoop te wees met die Heilige Gees, om hierdie krag, dynamiet van die Heilige Gees as 'n werklikheid in jou lewe te beleef, moet ek en jy gehoorsaam wees aan God se stem. Dit gaan oor oorgawe. Om gedoop te wees beteken heeltemal onder die water in. Jy word heeltemal onder hierdie beheer van die Gees geplaas. Jou eie wil, jou eie selfsugtige begeertes, gee jy vir die Here. En jou begeerte is om ondergeskik aan Jesus, aan die Heilige Gees te wees, om gehoorsaam te wees aan sy stem. As jy na jou huis toe gaan, en jy gaan kyk na julle kragboks, dan sal julle sien, ja nee, ekskuus as ek nou verkeerd praat, van die staatsraad af kom daar nou in, daar kom krag in. En dan is daar 'n hoofbreker daar in die begin, jou earth leakage, daai eerste een, Alfred, help my, okay? Daar kom krag in, en dan langsom is daar 'n klomp klein brekertjies, wat so langs mekaar ingepak is. As jou hoofbreker af is, kan jy al daai ander brekertjies aansit, jy gaan geen lig of krag in enige ander vertrek van jou lewe hê, van jou huis hê. So wat is nodig? Die hoofbreker moet aanwees, sodat die krag, die 220 kan inkom.
So jy moet wedergebore wees, jy moet jou hart vir Here Jesus gee, dan kom daai breker aan, dan is die volheid van God, van die Heilige Gees in jou. Maar om bekragtig te wees, om toe te laat dat die Gees op jou kom, en jou te bekragtig met hierdie dynamietkrag, moet jy nou eintlik elke een van daai kleintjies bewustelik aanskakel en sê, ek wil krag in die kombuis hê, ek wil krag in die hoofslaapkamer hê, in die muurproppe, in die ligte, en soos wat jy gehoorsaam daai skakelaar aansit, toestemming vir die Heilige Gees gee, om daai gedeelte van jou lewe te vat en beheer daaroor te oefen, beweeg daai krag, daai dynamietkrag deur jou hele huis. En daarom is dit so belangrik dat Jesus hier vir hulle sê, julle moet wag, dat hierdie Heilige Gees op julle kom, dis iets waarvoor julle moet wag, dis die moeite werd, want dit het 'n rol en 'n doel en 'n plek in jou lewe. Hoekom? Hoekom? Want julle gaan my getuies wees. En as jy die Griekse taal hier mooi verstaan, dan is hier nie 'n imperatief nie. Imperatief beteken moet. Lees mooi wat staan daar. Wanneer hierdie krag, wanneer julle so oopstel en toelaat dat die Gees jou doop, onderdompel, en hierdie Gees wat in jou is, hierdie dynamiet, hierdie ontploffing in jou lewe kan veroorsaak, dan wat dan? Dan het jy 'n opdrag. Dis nie vir jouself nie. Dit is vir wat? Dis sodat jy 'n getuie kan wees. As hierdie Heilige Gees oor jou is, in jou is, dan staan dit hier in die indikatief, dit beteken, dis 'n gegewe, dan sal jy my getuie wees. Dan moet jy nie my getuie wees nie, dan sal jy. As jy hierdie hoofskakelaar aanskakel en daai krag kom in, en jy sit en laat toe dat hy elke liewe vertrek en elke deel van jou lewe inneem en bekragtig, dan is dit outomaties so, dat die krag vloei, en dat die krag beskikbaar sal wees. So hy sê vir hulle, wag, moenie uit julle eie uitgaan nie. Hierdie wag wil hy vir hulle kom sê, ek stuur julle nou, julle sal my getuies wees, maar sonder hierdie krag van my Heilige Gees, gaan julle dit nie kan regkry nie. Gaan julle dit nie kan regkry nie. So wat is die opdrag? Die opdrag is, julle het krag nodig vir wat? Om my getuies te wees. Dis waaroor Handelinge gaan. Dis waaroor Handelinge gaan. Handelinge gaan oor hoe die goeie nuus van Jesus versprei het reg oor die wêreld, totdat dit by my en jou uitgekom het, hier in ons lewens. Sonder hierdie krag, sonder hierdie dynamis, hierdie dynamiet wat op julle is, sal dit nie moontlik wees. Ons gaan by hierdie gedeeltes ons nou oral stil staan. Die Griekse woord martus beteken om 'n martelaar te wees. Dit was mense wat gesien het en ervaar het en bereidwillig is om vir hierdie waarheid van Jesus te sterf en in 'n wêreld in te gaan. En daarvoor, julle, het hulle krag nodig gehad. Uit hulle eie uit sou hulle dit nie kon doen nie. Hulle het hierdie dynamiet nodig gehad om dit te kan doen. Die opdrag, julle moet nou hierdie bekering, onthou julle Lukas, wat het hy daar vir hulle gesê, gaan verkondig hierdie bekering en vergewing van sonde, hierdie goeie nuus, gaan getuig hiervan nou waar? In Jerusalem, in Judea, in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Wag vir hierdie krag. Want as ek julle nie onderdompel nie, en julle is nie totaal onder my beheer, en hierdie dynamis krag van die Heilige Gees is nie jou krag nie, gaan jy nie hierdie opdrag wat ek vir jou gee, enigstens kan uitvoer. Waarna toe stuur hy hulle? Hy stuur hulle na Jerusalem toe. Wat is Jerusalem? Jerusalem is die plaaslike stukkie. Dis daar waar hulle bly, dis hulle vriendekring, dis die mense wat hulle ken, dis die mense wie se name hulle ken. Maar dis ook baie keer die moeilikste stukkie, waarna toe mense gestuur kan word. En dan sê hy verder na Judea en Samaria toe, dis die volgende provinsies, en dit beteken, dis die bure. Dis jou buurman, as jy ou wat langs jou bly, dis die ou wat in die ander kantoor werk,
Nie net hier in jou eie huis en in jou eie adres nie. Dis om grense oor te steek. Dis om jou gehate bure en mense oor wie jy 'n klomp vooroordele het, om hulle ook te begin sien deel van God se genade. Kan jy nou verstaan waarom sê Jesus, wag? Want sonder hierdie dinamietkrag, sonder hierdie bekragtiging van die Heilige Gees, gaan dit vir jou onmoontlik wees om van hierdie vergewing van sondes en van Jesus te vertel, daar in jou eie plaaslike omgewing, gaan dit vir jou onmoontlik wees om na jou gehate bure, die mense van wie jy niks hou nie, uit te reik met hierdie goeie nuus. Dit gaan onmoontlik vir jou wees om daai vooroordeel van hoe lyk iemand wat dit mag waag om die goeie nuus van Jesus te hoor, om dit te kan oorskry. Vir 'n Jood om na Samaria toe te gaan, weet julle mos so goed soos ek, dit was 'n reuse tree gewees. So om na jou gehate vyande toe, na wie toe jy geloop en spoeg het as jy verby hulle beweeg het, om na hulle toe te gaan nou met die goeie nuus, met die evangelie van Jesus, boor jou vooroordele, het jy nodig om onderdompel te wees, bekragtig te wees met hierdie Heilige Gees. Want uit jou eie uit gaan jou vooroordele, jou grense, jou kultuur en wat dit ook al mag wees, gaan vir my en vir jou te sterk wees. Daarom stuur ek julle om hierdie grense oor te steek, sê Jesus, sonder my krag, my dinamies, onmoontlik. Maar as julle toelaat dat ek julle onderdompel en julle gehoorsaam is en oorgegee is aan hierdie dinamis Heilige Gees krag, dan sal julle indikatief uit julle uitvloei hierdie getuienis. Maar sonder dit nie. En dan is Handelinge so mooi geskryf. Julle die hele boek is so uitmekaar uitgehaal en ons gaan hierdie jaar saam met julle reis. Die eerste 7 hoofstukke van Handelinge vertel van hoe hierdie goeie nuus geskuif het en uitgedra is in Jerusalem. En dan van hoofstuk 8 tot 12 vertel Lukas in Handelinge hoe hierdie goeie nuus geskuif het nou oor die grense na Judea toe en na Samaria toe. En dan die laaste hoofstukke, hoofstuk 13 tot 28, beskryf hoe Paulus hierdie goeie nuus bekragtig, onderdompel, deur hierdie dinamiskrag gehoorsaam in die Heilige Gees, op sy sendingreise gaan, en hierdie goeie nuus met 'n wêreld buite gaan deel. En dan eindig Handelinge 28 by die bekende wêreld van daai tyd, Rome. En wanneer Paulus daar in Rome kom, en hy daar in huisarrest is in hoofstuk 28, voor die keiser wag, dan het hy by die uithoeke van sy bestaande aarde in daai tyd uitgekom. Hoekom? Deur die krag, dinamis van die Heilige Gees, wat op hom is en wat in hom is. En daai Heilige Gees was met Paulus. En hy het hom nader getrek, en hy was saam met hom op die pad na Damaskus toe. En daar het sy pad gekruis. En het hy sy hart vir die Here gegee, en het die Heilige Gees in hom gekom, en bekragtig die Heilige Gees hom. En om bekragtig te word deur die Heilige Gees, is 'n meermalige geleentheid. Dit kan by meer as een geleentheid plaasvind. Dis wanneer ek en jy vir die Here iets moet gaan doen. Ek en jy ons hande oopmaak en sê, Heilige Gees, kom asseblief op my. Druk my asseblief hier onder die water in. Ek moet in u teenwoordigheid wees. Ek moet onder u krag ten volle wees, onder u beheer. Want sonder u krag is dit vir my onmoontlik om dit te doen wat u nou van my vra. En dan lees ons in hierdie stukkie, die laaste paar verse, nadat hy hierdie opdrag gegee het, nadat hy die belangrikheid van hierdie krag vir hulle gegee het, styg hy op, voor hulle oë, vertrek hy sigbaar. En dit is so belangrik, julle, dat Jesus nie sommer maar net gedissipeer het nie. Want onthou nou in hierdie 40 dae, voordat hierdie hemelvaart gebeur het, het Jesus gekom en gegaan. Dan was hy hier, dan was hy in hierdie vertrek, dan was hy daar, dan het hy gekom en gegaan. En as jy vir 40 dae lank sien, hier kom iemand en hier gaan iemand, en hier kom iemand en hier gaan iemand, wat doen jy dan? Dan sê jy vir jouself, ag wel, hy gaan nou, maar hy gaan weer terugkom. Dis mos hoe dit werk. En dan kom Jesus hier voor hulle,
En hy styg die lig in op, sê die Bybel, terwyl hulle hom sien, tot op 'n punt, met sy seun in die hande, totdat hy weggaan. En waarom is dit belangrik? Waarom is dit belangrik? Hierdie vertrek is sigbaar, sodat die Gees onsigbaar en alomteenwoordig kan kom. Dis vir julle beter dat ek nou weggaan, sodat my Gees kan kom, die onsigbare, maar wat alomteenwoordig is, vir hierdie opdrag, wat ek vir julle gegee het. En daarom is dit belangrik om as ek en jy dit vandag sommer net weer in ons koppe af te stof, ook dit vir onsself te sê. Soos wat ek weggaan, so gaan ek terugkom. Maar ek is nie meer hier nie. Hierdie era is nou verby. Hierdie era is nou verby. Dis nou die geesdimensie. Ek in persoon gaan na my Vader toe. Maar ek sal net so terugkom. Ek sal net so terugkom. Ek sal fisies sigbaar iewerster terugkom. En dan is dit vir ons belangrik, as ons hierdie hemelvaart belofte en dit wat hier staan mooi bekyk, sê die engele, hoe lang gaan julle nou nog hierso staan en kyk na die hemel? Dink hulle het met sulke oop monde gestaan. Nou, hoe lank dit was, weet ons nie. Maar hier gaan hy op, voor hulle oë, hier gebeur iets fisies. Die onsigbare dimensie breek nou aan. Hierdie kragdimensie van sy Heilige Gees breek aan. En terwyl hulle so met die oop monde staan en wonder en wag, kom sê hierdie twee manne, waarom staan julle so en kyk na hierdie hemel? Hy gaan net so terugkom, soos wat julle hom nou hier sien weggaan. En onderaan daai skyfie staan 'n baie belangrike sinnetjie. Galileërs, moenie net opkyk nie. Gaan uit. Gaan uit. Die era het nou aangebreek. Binne 'n volgende paar dae, wag hier voor, ek sê nie vir julle presies wanneer nie, maar dit gaan gebeur, gaan ek julle doop met hierdie Heilige Gees, gaan my krag op julle pom, en dan gaan julle my getuies wees. Die evangelie het Jesus oorgegee. Het hy kom demonstreer, het hy moontlik gemaak. Die aflosstokkie is nou in julle hande. En dis waar ons is. Dis waar ek en jy is. Ek en jy staan hier met die aflosstokkie in ons hand, met 'n skat, die evangelie, 2 Korintiërs 4 vers 7, in kleipotte. Ek en jy is 'n kleipot, broos, maar binne in ons is daar 'n lig. Wat is hierdie lig? Wat is hierdie skat? Dis hierdie goeie nuus. Dis hierdie evangelie van redding, dis die verlossing van Jesus, wat by my en jou uitgekom het, wat in ons gedeponeer is, waarmee ek en jy nou moet gaan werk. Hou op kyk hierna. Hou op kyk na Jesus wat hemel toe gaan en weggaan. Hou op kyk na hierdie belangrike uitstorting van die Heilige Gees. Gaan nou. God gebruik gewone mense vir buitengewone werk. As jy deur Handelinge lees, dan sien jy hoe gewone mense buitengewone werk doen. Hoekom? Omdat hulle bekragtig was deur die dinamiet van die Heilige Gees. Basileia familie, ek en jy is gewone mense. Ek en jy ken hierdie storie. As jy nog nie jou hart vir die Here Jesus gegee het nie, dan is die Heilige Gees met jou. En dan is hy besig met jou. En dan wil ek vanmôre vir jou vra, maak jou ore oop vir sy stem. Luister as hy met jou praat. Hy trek jou na die Vader hart toe. Hy trek jou na die genade, na die verlossing toe. As jy jou hart vir die Here gegee het, met jou mond bely het, dat Jesus jou verlosser is, dat hy vir jou gesterf het in die kruis, Basileia, dan moet jy vanmôre weet is hy in jou. Dan is hy in jou. En dan kry ek en jy vanmôre dieselfde opdrag. Gaan nou. Gaan nou na jou Jerusalem toe, na jou Judea, jou Samaria, en na jou uithoeke van die aarde toe.
Ons is skatte in kleipotte. Miskien kort jy vanmôre, hierdie krag. Miskien is jy al so moeg vir die skyn van godsdiens, maar die krag van hierdie godsdiens ken jy nie. Dan beteken dit nie dalk dat jy ongered is nie. Dit beteken dalk dat die Gees van die Here in jou is, maar hy is nog nie op jou nie. Jy het nog nie toegelaat om gedoop te word deur die Gees, om onderdompel te word, om gehoorsaam te wees en jou knieë te buig en jou ondergeskik te stel aan hierdie gesag, dynamis krag van die Heilige Gees. Nou, miskien probeer jy op jou eie, miskien probeer jy met jou eie tydlyn en met jou eie dinge om hierdie groot opdrag wat die Here oor jou lewe skryf en waarvoor jy wil gebruik om dit uit te leef. Miskien het jy al hoeveel keer probeer om met iemand oor Jesus te praat. Miskien het jy iemand in gedagte. Dalk is jy so besorg oor jou bure. Maar jy kom net nie daar om hy tree te gee nie. Het jy al gevra? Het jy al gevra? Ons ken ons nou Handelinge. Hierdie Heilige Gees is uitgestort. Ons gaan nou daarby kom binne die volgende week of 2. Hier wag hierdie ouens nog hiervoor. Ek en jy weet dat dit gebeur het. So dis 100% moontlik vir my en vir jou. Al wat ek en jy moet doen om hierdie krag, hierdie dynamiet in ons lewens te beleef, is om die Gees, die Vader, Jesus te vra. Ons wil te veel op ons eie vir die Here se koninkryk 'n verskil maak. Jy wil oor jou vooropgestelde idees gaan. Jy het 'n sekere prentjie van wie gered kan word en wie in die kerk hoort en wie mag hemel toe gaan. En jy weet hier binne in jou hart, voel dit vir jou party daar, maar ja, ek wil hier aan werk en ek weet nie of dit reg is nie. Maar jy kan nie daai tree gee nie, want jy wil hom gee. Die Gees is in jou, maar hy het nog nie jou oorweldig, hy het ons nie bekragtig. Jy het sy krag nodig. Jy moet jouself aan hom onderwerp om daai tree te kan gee. Miskien worstel jy met 'n stuk sonde in jou lewe. Miskien is jy al so sat daarvoor. Die Heilige Gees is in jou, jy's gered, jy's op pad hemel toe. Jy lees jou Bybel, jy het die uiterlike skyn van al hierdie goed, maar die krag kort jy. Miskien is dit tyd om te vra. Miskien is dit tyd om te sê, Heilige Gees, ek vra U vir hierdie krag waarvan Handelinge 1 vers 8 staan en praat. Ek het dit nodig in my lewe. Sonder dit kan ek nie, sonder dit wil ek nie, maar met die Gees kan ons, en sal ons. Lukas 11:13 skryf dit so mooi, as julle aardse vaders weet, as julle kind brood vra, en julle gee nie vir hom 'n slang nie, as julle vis vra, en julle gee nie vir hom 'n skorpioen nie, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader, lees daarso, vir jou die Heilige Gees gee, jou doop met die Heilige Gees, jou bekragtig met hierdie dynamis, as jy vir hom vra en dit bid. So ons moet in hierdie ritme kom, ons moet onsself hierdie ding aanleer, ons moet bewus raak hiervan. Dit gebeur nie van self nie, wag hiervoor, sê hy, en toe stort die Heilige Gees op hulle uit 'n paar dae later, en dan gaan julle sien hoe het hierdie kerk ontplof in Jerusalem, in Judea, in Samaria, en tot by die uithoeke van die aarde, en dit het by jou ook uitgekom. So ek en jy het nodig, om vanmôre sommer net vir mekaar te vra, as ek gedoop met die Heilige Gees, laat ek toe dat die Heilige Gees my onderdompel in sy krag. Is ek so gehoorsaam aan hom? Of wil ek maar op my eie? Jy kan nie op jou eie getuie vir Jesus wees nie. Jy gaan net op 'n punt kom, maar wanneer ons in 2026 die tree wil gee, wanneer ons hierdie opdrag wil vat, het ons die Gees nodig. Wat is die bottom line van Handelinge van hoofstuk 1 tot 28? Dis nie om 'n beter Christen te wees nie. Dis nie 5-punt planne nie. Dit gaan oor my goeie nuus moet julle op hierdie wêreld gaan versprei. Punt klaar. En daarvoor het ek vir jou my Gees gegee, my dynamiet wat in jou is en op jou is. So daarom het Handelinge eintlik nie 28 hoofstukke nie. Hy het 29 hoofstukke. Want Handelinge 28 eindig by Paulus, maar Handelinge 29 begin by jou en my. Die verhaal het nie geëindig nie. Die Gees, die realiteit van die Gees en die krag van hierdie Gees, is vir my en vir jou 'n werklikheid. En wanneer ons dit vat, wanneer ons wag, wanneer ons dit vat,
wanneer ons dit deel maak van ons lewe, wanneer ons dit ontvang, dan sal ek en jy 'n getuie wees in die wêreld daar buite. Ek is opgewonde oor hierdie jaar. Handelinge begin hiermee. En dan in vers 12, as ons verder gaan volgende Sondag, dan gaan 'n mens sien hoe die krag van hierdie Heilige Gees in en deur mense werk. En hoe die kerk gegroei het van Judea, Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Maak jy oë toe. Miskien het jy vanmôre nodig om sommer net vir die Here te sê, Here, ek het nodig. Ek hoor vanmôre, ek hoor van die Heilige Gees. Ons gaan baie hierdie jaar oor die Heilige Gees leer. Ek hoor vandag, Here, dat U in my is as ek wedergebore is. Maar ek hoor vandag dat ek ook gehoorsaam moet reageer op U stem. Wil jy nie vanmôre maak wat hierdie stukkie in Lukas sê nie? As jy hierdie krag van die Heilige Gees benodig en wil hê moet deel wees van jou lewe, vra dit vir hom vanmôre. Vra dit van hom. As julle aardse vaders vir julle weet, die regte goed vir jou te gee, hoeveel te meer sal my hemelse Vader vir jou die Heilige Gees gee as jy hom vra. Here, Heilige Gees, ons besef vanmôre dat hierdie opdrag om 'n getuie te wees in hierdie wêreld, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, hang nie af van ons eie krag nie. Ons het U krag, dinamietkrag, dinamis nodig. En daarom vra ek vanmôre, Here, bekragtig my. Ek vra vanmôre, Heilige Gees, om oor my te kom, sodat ek hierdie krag in my lewe kan beleef. Vra dit van hom. So wat gebeur nou? Jy gaan in 'n situasie kom waar jy gaan weet die Gees van die Here praat met jou. So wat gaan jy nou doen? Nou moet jy gehoorsaam wees. Nou moet jy gehoorsaam wees. Partykeer moet ons onsself uit die pad uitskuif. Partykeer moet ons iets doen of nie doen. Want wanneer ons gehoorsaam is en toelaat dat die Gees in en deur ons werk, beleef ons hierdie krag van die Gees. Ek het 'n behoefte aan hierdie krag, Here. Ek wil regtig vir U vra in 2026 dat ons nie alles so op ons eie sal probeer doen. Ons het soveel vooropgestelde idees. Ons het soveel vyande, Here. Ons het soveel moeilikheid met mense. Ons sukkel so met 'n klomp goed in ons eie lewens. Dankie vir hierdie wonderlike woord dat U Gees, Here, oor ons sal kom as ons vir U vra. En dat ons die krag sal ontvang, die dinamietkrag van U. Kom onderdompel my vanmôre, Here, in U krag, sodat ek vir U kragtig kan werk. Here, ek is 'n doodgewone mens, maar hier is ek, Here. Gebruik my om deur U krag buitengewone dinge vir U te doen. Vat dit vanmôre. Vat dit vanmôre. Die Heilige Gees sal oor julle kom en jy sal krag ontvang en jy sal my getuie wees. Amen. Dis die afskop van Handelinge. As jy 'n holkol op jou maag het, dis reg so. As jy opgewonde is, great. So mag ons sommer net saam reis in hierdie jaar. So wat ons deur hierdie hoofstukke gaan, so gaan ons ontdek hoe die Gees werk. En daai selfde Gees is vanmôre ook jou Gees. En dis ook hier in my en jou lewe. Die stokkie is oorgegee. Die stokkie is oorgegee. Hy is nou in my en jou hande. Gaan skryf saam aan Handelinge 29. Staan saam met my en vang die seën van die Here vanmôre. Jy was nie vanmôre hier sommer om dowe neete nie. Miskien ken jy al hierdie goeders en die Here het dit vanmôre net afgestof. Miskien is jy ongehoorsaam en bedroef jy die Heilige Gees en luister jy nie na hom as hy met jou praat nie. Maak jou hart oop vir hom.
Mag sy genade, mag sy teenwoordigheid en die krag van hierdie Heilige Gees, hierdie dinamietkrag met jou wees, waar jy in sy koninkryk aanlaat vir diens. Amen.